Goeiedag Handelinge Gemeenskap. Dit is my so voorreg om vanoggend die boodskap met julle te kan deel op hierdie Sondag. En ons reflekteer so 'n bietjie terug op die tyd wat Jesus op aarde was na sy lydenstydperk. Daardie 40 dae wat hy so tussen sy disippels en sy mense beweeg het. En ek hoop vanoggend gaan vir jou 'n groot seën wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U opgestaan het en dat U vir ons 'n taak kom gee as gelowiges op aarde. Dat U nie net gesterf het en opgestaan het nie, maar dat U vir ons duidelikheid kom gee van wat U van ons verwag. Here, kom breek U woord vir ons vanoggend oop en gee dat ons U seën en U hand in alles sal raak sien. Amen. So ons reflekteer in hierdie tyd spesifiek op die dinge wat Jesus gedoen het voordat hy opgevaar het na die hemel toe. Hy was 40 dae op aarde nadat hy opgestaan het uit die dood uit en hy het nie sy volgelinge en sy disippels net gelos nie. So los hy my en jou ook nie. En ons kry twee pertinente dinge wat Jesus van sy disippels, van sy volgelinge verwag. Hy gesels met hulle, hy vertel vir hulle twee spesifieke goeders wat hy wil hê hulle moet doen nadat hy opgevaar het na die hemel toe. En ons lees in Handelinge 1 vers 1 tot 8 presies wat Jesus van sy disippels verwag het. En ek en jy kan ook vertroosting daarin vind. Kom ons lees gou saam vers 4, Handelinge 1 vers 4. En ek lees hierso uit die Nuwe Lewende Vertaling. 'n Keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee: Moet nie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Ons weet hierso die belofte is die Heilige Gees. En van die ander vertalings sê Jesus, wag in Jerusalem. En ons weet daardie woord wag in Grieks beteken, wag in my, wees in my. Die Engelse woord sê, abide in me. En hier sê Jesus vir sy disippels, voordat julle uitgaan, voordat julle die goeie nuus gaan verkondig van die evangelie, wag in Jerusalem en wees in my. En is hierdie nie 'n ongelooflike stuk bemoediging vir my en jou nie? Want voordat ek en jy uitgaan om die werk van die Here te doen, sê hy, kom eers na my toe, wees eers in my, kom rus eers in my en ek sal jou bemoedig, ek sal jou die nodige krag gee om die werk te doen wat ek van jou verwag. Jesus sê dit vir sy disippels, maar hy sê dit ook vir my en jou. Wees in my en ek sal vir jou gee wat jy nodig het. En dan in vers 7 en 8 kom stap 2. En die Here sê vir hulle, nadat julle nou in my gerus het, dan gaan julle krag ontvang omdat die Heilige Gees op julle uitgestort gaan word. En dan sal julle getuienisse wees van my tot in die uithoeke van die aarde. Maar hierdie woord getuig in die Grieks het 'n bietjie dieper betekenis. En as ons gaan kyk na die betekenis is dit, julle sal van my waarheid getuig, omdat julle my ken, omdat julle weet wie ek is. En is dit nie bemoedigend vir my en jou nie? Die Here sê, omdat julle my ken, omdat julle in my rus, gaan julle krag ontvang om oor my waarheid te gaan getuig. Maar moenie bekommer nie, ek gaan vir julle die Heilige Gees gee, en hy sal julle bemagtig om te doen wat ek van julle verwag. Julle gaan getuig van my waarheid, omdat julle weet wie ek is. Die disippels het geweet wie Jesus is. Hulle het 'n verhouding met hom gehad. En uit daardie verhouding uit, kan hulle getuig oor die feit dat hy God is, die waarheid. Hy is die Messias. Maar hulle hoef dit nie alleen te doen nie. Hulle doen dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En ek en jy kan dit ook vandag doen. Omdat ons rus in die Here, omdat ons hom ken, kan ons getuig oor die waarheid. Hy is die Messias, hy is die redder. Maar ons hoef dit nie alleen te doen nie. Ons kan dit doen deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En ek hoop dit is vir jou net so bemoedigend soos wat dit vir my is. Ek gaan rus in hom, ek gaan wees in hom. En omdat ek hom ken, kan ek oor hom getuig. Maar ek doen dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees bemagtig my
om die Here se werk te doen. Ek wil graag vir julle bid, sodat julle ook hierdie kragtige werking van die Heilige Gees tasbaar in julle lewens kan ervaar. Here, baie dankie dat U opgestaan het, en dat U met ons 'n saak het, en dat U vir ons 'n taak gee, dat U ons betrokke wil hou by die koninkryk. Dankie Here dat U ons veilige plek van rus is, en dat ons daar verkoop kan word. My gebed is dat elke aanhoorder vandag daardie verkwikking sal ervaar. En dan Here, bid ek ook dat hulle bemagtig sal voel, bekragtig sal voel, om die koninkryk te gaan bou, en om getuies te wees van hierdie goeie nuus. Jesus leef, ons koning leef. Ons is lief vir U Here, en ons gee U al die eer. Amen.